Jo, dagse mense, vertrou alles is goed en wel. Vandag wil ek net so 'n bietjie reply en respond op die comments wat mense kry op al die platforms, hier op TikTok, op YouTube, Facebook, etc. En 'n bietjie reflect, understand, sodat ons 'n bietjie meer duidelikheid kry hoe om hemel op aarde te achieve soos God intended. En ek moet sê, dit is baie kommerwekkend die tipe comments wat 'n man kry. Dit spreek boekdele van die tipe mentaliteit wat juis aandui die besmettend wat niks anders is as religie nie. Sien, en al stem van religie in terme van wat die vision betref, wat divide, achieve, en dan die mechanisms hoe dit toegepas word of plek sal vind, is byvoorbeeld een van die comments wat ek nou sopas gelees het op YouTube. Dit gaan oor die ou dame, sy is 'n pensionaris, sy is 80 jaar oud, sy bly alleen, sy het 2 kinders wat nie by haar bly nou nie, hulle bly hier in die Kaap, sy bly daar in Saron, en verlede jaar, of althans in die jaar, toe die storm so ernstig was, toe waai die huis en die servant quarters se dakke af, en sy het niemand om haar te help, om dit reg te stel nie, en sy is maar net 'n pensionaris, sy kan nie mense aanstel om die werk te doen nie. Reg? En wat doen ons as Wykasapinnehoed? Ons bring dit maar net onder ons mense se aandag en kry om uit te reik miskien aan haar kinders, en dan ook om aan te dui dat ons government het niks policies in plek om pensioners in situasies soos die te beskerm en te voorsien dat hulle omgesien word in tye soos die, in situasies soos die. En die persoon maak 'n stelling om te sê, maar dit is nie die government se responsibility om mense te serve en te protect in situasies soos die nie. Waar is haar kinders? As like hulle wil alles van die idee van die government, hulle wil net hê die government moet omsien vir hulle. En die is die tipe religious mindset waar ek na verwys, die divisive mentality. Reg? In ons Bybel lees ons dat ons moet omsien na ons broer en ons suster en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Daai is die principle hoe ons hemel op aarde gaan achieve. Dan het ons nog steeds die mentaliteit om te sê, as jy die government se responsibility nie, as haar kinders se responsibility. So, jy wat hy comment los, dra jy ook die responsibility om iets te doen omtrent die situasie nie.
Wel, ek sal sê, ons het ons responsibility gevoldoen om die medium of communication te is, sodat die boodskap iemand kan bereik wat iemand dalk in 'n posisie gaan plaas om hy 'n pensionaris te kan help, sien dat die government nie dit het as 'n responsibility nie, maar dis 'n principle wat God vir ons gegee het as ek wil nie sê verwagtinge nie, maar as 1 plus 1 gelyk aan 2 wil wees, dan moet dit 1 plus 1 is. Vir 'n spesifieke uitkoms om ge-achieve te word, moet sekere stappe gevolg word, 'n standard operating procedure. Reg? So om die result te kry, moet jy die input insit. So vir ons om hemel op aarde te kry, moet ons naaste lief hê soos onsself. En die probleem is, ons recognize nie eers, ons het nie onsself lief nie. Sien dat ons nie kan lief vir ons naaste nie. So, die religious mindset, asseblief man, los jou religion en gee eer aan God. Dan wil ek ook praat met ons godsmanne, godsvroue, en dan ons mense wat faith follow van Islam, our Muslim brothers and sisters. Jy sien, ek wil 'n request insit, man. Wanneer ons saamkom in God se naam, in Allah se naam, ek sal like, wanneer hulle praat van God, nie te sê in die naam van God en in die naam van Allah, Allah ons God en God ons God. Julle demonstreer religious mentality van by the word spoken create julle klaar division, your God and my God, terwyl ons praat van dieselfde God. Want wat beteken Allah? Het is maar net Aramaic en hy was Jesus se home language, sy mother tongue Aramaic, en as jy translate na Engels toe, dan beteken Allah the God, die God. So, wanneer ons sê in die naam van God, dan sit in die naam van die God, as een en dieselfde, ons hoef nie te sê en Allah nie, of as ons gemaklik voel om te sê Allah, dan sê ons net Allah, nie Allah en God nie. Want dan kry jy separation. Ons sê one time Allah en klaar, in die naam van Allah. So, observe yourself, brothers and sisters, Christians, Muslims, observe your religious habits, and then you will recognize if you are having that religious mentality.